Nou ja, my broer, my sis, verlede week, kry asseblief die lering. Het ons gepraat oor alles wat jy moet vergeet. Alles wat jy nie moet onthou nie. Vandag het ons 'n dieper tema. Nog nie. Sê vir jou buurman, nog nie. Ag, kom ons sê dit weer, nog nie. Not yet, not yet. My broer, my sis, met die woord nog nie, kan ek baie negatief word, kan ek redelike lot frustrasie regverdig, of ek kan moedeloosheid regverdig, of ek kan 'n klomp goedjies koppel aan die woord nog nie. Dit het nog nie gebeur nie. Maar daar's 'n nog nie in die woord wat vir my veronderstel is om 'n verwagting in my te skep. Jesus is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde. En baie keer wag ons vir die einde van die saak. En nog, hoe sê hulle, nog is het einde niet, het die Hollanders gesê. Nog is het nog nie die einde nie. Jesus is die begin, hy is die einde, maar hy is ook alles in die middel. Ek bedoel, hy is vanaf die begin tot die einde. Hy is nie net die begin en dan die einde nie. Hallo? Mag hy aan die begin van jou week daar wees en dan dwars deur die week tot die einde van die week. En ons wag nie net vir die naweek nie. Hallo. Maar wie is die God in die middel, wil ek vir jou vra. Wanneer dit nog nie klaar is nie, wanneer daar nog nie 'n deurbraak is nie, wanneer die voorsiening nog nie gekom het nie, of wanneer die baba nog nie gekom het nie. Hallo. Wat is jou verwagting in die tyd? Wat is jou lewe wanneer daar nog nie 'n deurbraak is, wanneer daar nog nie sekere dinge wat jy God voor vertrou en dis amper, dan sit jy jou kop asof dit die einde is en dan kan ek leef. Dan, wanneer dit gebeur het, dan kan ek leef, dan kan ek vrede hê, dan voel ek rustig, as hierdie en hierdie en hierdie dinge eers gebeur het. Nie, my broer, my sis, daar is soos 'n lysie wat jy kan maak vandag van so 40, 50, 100 dinge, van dinge wat nog nie gebeur het nie. Wat jy al lankal wou gehad het dat dit moes gebeur, of wat jy eintlik wil hê dit moet gebeur. Maar dit laat jou met wat? En daai goed baie keer selfs in jou onderbewussyn, dis waar hy werk. En dan sit ons baie keer met frustrasie, ons sit met moedeloosheid, ons sit met, wat is die mooi woord vir fed up? Ja, daai ene. En dan raak ek sommer, ander mense, nie ons nie, maar dan ander mense, dan raak hulle sommer mislik baie keer, as sekere goed nou nog nie in plek geval het nie, nog nie gebeur het nie. Maar kom ons kyk maar dan die laaste hoofstuk gou van die woord, Openbaring 22. En wat God sê in hierdie laaste hoofstuk van die woord wat ons het vandag, wat hy eintlik wil hê, ons moet 'n verwagting hê. In die praktyk, volgens die feite sê hy, dit gaan nog nie gebeur nie, dit gaan nog nie gebeur nie, dit gaan nog nie gebeur nie, dit gaan nog nie. So 5 na 10 dinge in die laaste hoofstuk, dit gaan nog nie gebeur nie. Maar hy skep die atmosfeer, hy skep en hy verwag van ons om op 'n sekere manier te leef met 'n sekere verwagting. Met alles wat nog nie gaan gebeur nie. Is ons nog hier? Iemand is hier, glo ek. Alright, dan gaan ons met die eerste een, Openbaring 22. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Kom ons sê, woorde bewaar. En jy kan hom daar neerskryf, die wat neerskryf is bewaar die woord. Bewaar die woord. As God sê, jy kan hom daar hou, as God sê, jy moet kyk, hê 'n verwagting, ek kom gou. Laat jou oë op my wees, en laat jou hart opgewonde wees, want ek kom gou. So God wil bemoedig om te sê, dit gaan nie lank vat nie. Dit gaan nog nie gebeur nie. Dit gaan nie nou gebeur nie. Dit gaan nog nie gebeur nie. Maar ek wil jou bemoedig.
kyk, ek kom gou, hou jou oë gefestig op my, maar in die proses, wat? Gelukkig, salig beteken gelukkig, blessed, happy, fortunate are you. As jy die woorde kan bewaar, as jy die woord van God in jou hart bewaar, want bewaar nie die woord van God in jou hart nie, dan gaan 'n ander woord wees, waarop jy gaan reageer oor dinge wat nog nie gebeur nie. Maar met dit wat van God af is oor jou lewe, wat nog moet gebeur, wat God gesê het, wat sal gebeur, vir jou om vas te hou aan daardie woorde, vir jou om positief te bly, vir jou om nie frustreerd en geïrriteerd en moedeloos en te word nie, het jy nodig om die woord te bewaar. Hoeveel van die woord van God bewaar jy hier binne? Wat maak dat jy nie sommer net gou frustreerd, geïrriteerd raak oor dinge wat nie vandag uitwerk nie, dinge wat nie môre al gebeur het nie, dinge waar daai reus nog staan. Waar daai reus nog staan. Maar die passie en die geloof en die volheid van wat Dawid in hom het, is nie groter nadat die reus geval het nie. Voor die tyd is hy amper nog meer opgewonde, in die sin van, met 'n emosie binne van, wie is jy, hoe durf jy kom teen ons? Want hy ken sy God, daar's 'n lewe in hom, daar's 'n verwagting in hom. So hy leef nie nadat die reus geval het nie. Dawid het 'n lewe, 'n volheidslewe, nog voordat hy die reus ontmoet het. En toe hy die reus ontmoet het, het hy nog steeds daai volheidslewe en na die tyd nog steeds. Hallo. Dis nie net na die deurbraak nie, maar hoeveel van God is daar in jou, en hoeveel opgewondenheid en hoeveel verwagting is daar in jou voor die deurbraak. Onthou, ons het ons nou baie keer al gesê, dis die ouens wat die openbaring in die woestyn gehad het, wat op die ou in die land in besit geneem het. Die ander het in die land die openbaring gekry, volgens die reuse, wat gesê het, jy lyk soos 'n springkaan. En die omstandighede is te rof. Wees verantwoordelik, vat jou kinders en gaan terug Egipte toe. Daai stem het hulle in Kanaan gekry. Maar vir die een wat die openbaring in die woestyn gehad het net oor Kanaan, oor die Jordaan gegaan, om te kyk, alright, hoe gaan dit gebeur? Maar God gaan vir ons die land gee. As jy oor jou deurbraak gaan, as jy oor daai Jordaan van jou lewe gaan, maar daar aan die ander kant in Kanaan kry jy die openbaring. Jy gaan dit nie kan vat nie, jy gaan moet terug. En God gaan vir jou sê, ek gaan dit nie vir jou gee nie. Want daar in daai woestyn area van jou lewe, dis in daai plek wat ek die openbaring moet hê van, wat is God se belofte? Salig is jy, gelukkig is jy, as jy die woord van die profesie is ons dit wat nog gaan gebeur. Nie die woord van net getuienis van wat het gebeur nie, maar die woord van wat gaan gebeur, want my God is goed, my God is groot, al verstaan ek nie wat gaan gebeur nie. Die hart van die profesie oor môre in jou lewe is die feit dat jy die woord ken van wie God is. As jy weet wie hy is, gaan jy geloof hê in die woord van môre, gaan jy geloof hê in die profesie van môre. Al weet jy nie hoe gaan dit uitwerk nie. Al sien ons al hoe meer ouens wat met alles, al die chaos wat in die wêreld aangaan, wat sê, ja, dit is nou die vervulling van hierdie woord, dit is nou die vervulling van daai opdroog van die groot, Eufrates rivier. Dit is nou wat presies hier in Openbaring staan, en al hierdie 300 goed wat gesê kan word. Maar vir die kerk is dit, wat is die openbaring van die grootheid van jou God in jou hart? Dit gaan maak dat as jy oor die Jordaan trek, as daar sekere lyne getrek word in die sand, waar hierdie nasie moet oorbeweeg, hierdie nasie hier moet dit gebeur, en skielike veranderinge, radikale veranderinge in die wêreld gebeur. Wie is die een wat gaan staan? Wie is die een wat die land in besit gaan neem? Wie is die een wat die evangelie van gaan verkondig, totdat Jesus kom? Die een wat die woord in die woestyn gekry het. Die een wat die woord van God gekry het, hierdie kant van die Jordaan. Toe daar nog nie sekere dinge gebeur het nie. Certain things, not yet. It didn't happen yet. Blessed are you. As jy die woord van die profesie sal bewaar,
gaan klim in die woord en my sis, en dan besluit jy om dit nie net te onthou nie, maar om dit te bewaar. Bewaar is soveel meer as onthou. Duiwel onthou ook die woord, maar hy bewaar dit nie. Hallo. Hy bewaar dit nie as iets wat kosbaar is. Hy bewaar dit nie soos wat Maria die woord in haar hart bewaar het, dat die seun van God deur haar lewe gebore gaan word. Die eerste ding wat na die engel met haar gepraat het, sê die skrif, sy die woord in haar hart bewaar. Dit wat deur jou gebore moet word, moet van Christus afkom, moet uit die hemel uitkom, moet die saad van die hemel wees, wat deur jou voortkom, volgens God se agenda. Amen. Amen. Bewaar die woord. Almal sê bewaar die woord. Die volgende een. Vers 12. En kyk, almal sê kyk. Almal sê kyk. En onthou ons het daaroor gesê, al hierdie honderde keer wat daar staan, kyk beteken, jy gaan dit nou noodwendig nie sien nie. Jy gaan nie dit noodwendig sien nie. Jy moet die opdrag vat om te kyk. Wanneer sê pa vir sy seun, kyk, wanneer hy sien dat hy nie kyk nie. Nou, dit het by my so gewerk, nie by julle nie. Maar daai kyk is, jy gaan nie noodwendig daai insig hê nie. Jy gaan nie noodwendig dit raak sien nie. Jy moet 'n besluit neem om te kyk, want God het gesê jy moet kyk. En dan sê om te sê, Here, kyk ek na waarna toe u kyk, sien ek wat u sien. Die opdrag, kyk, ek kom gou, en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Jy kan daar skryf, werk die woord. Dit beteken basies, werk saam met die woord. Laat die woord werk. Die skrif sê, elke woord sal vervul word. Vervul word in watter sin? Dis nie net die woord hang, en dan word hy vervul nie. Die woord doen 'n werk. Die skrif sê, soos wat die Jesaja 55, né? Soos wat die reën kom en nie terugkeer tot die hemele nie. So is my woord. It will come and it will accomplish what it was sent for. Dit sal doen waarvoor dit gestuur is, die woord. Ek het my woord uitgestuur en hulle genees. Die woord het gewerk. Almal sê die woord werk. Kom ons sê, ek werk saam met die woord. Maak seker dat jy verstaan, want my broer en my sis, ek en jy, ons sê sekere dinge, ons sê partykeer sekere goed, maar jy sal nie glo nie. Daai woorde wat jy sê, daai woord gaan werk. Jy het daai issuekie dalk daai met daai persoon of met daai wie ook al. En jy praat dit, die woord gaan werk, en hy gaan werk, 'n bitterheid, 'n onvergewensgesindheid, 'n toehart, 'n selfregverdiging, hy gaan werk, hy gaan nie lui wees nie, daai woorde wat jy praat, gaan nie lui wees nie, daai woorde gaan werk in jou lewe, sodat jy galbitter kan word. Die woord gaan werk, die woord wat jy praat, gaan werk in jou lewe, so sê die al die grand mense wat die Here nie eers dien nie. Al die vreeslike slim mense, with a positive thinking en positive confession en al die goed. My broer, my sis, ja, die woord werk. God het die woord gespreek en wat het gebeur? En daar is gewerk. Daar is gewerk. Is ons met mekaar? Onthou, Genesis 1, dis nou eintlik eers later, maar ons sê ons sommer nou. Genesis 1, wat sê hy? Die Here het die hemel en die aarde geskape, né? In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dit is met my, Genesis 1:1. En toe, dit was woes en leeg. Dit is woes en leeg. En die Gees het gesweef op die waters. Die Heilige Gees het gewag vir wat? Vir die woord. Het gewag vir die woord. Het gewag vir die woord. En die Heilige Gees oor jou lewe. Hy is daar. Heilige Gees is daar. Maar hy wag vir die woord. Want hy gaan net reageer op die woord. Hy gaan nie reageer op die tantrum. Hy gaan nie reageer op godsdienstigheid. Hy gaan nie reageer op Christelike werke nie. Hy gaan nie reageer op
enige iets anders nie, maar sy getrouheid is tot die drie eenheid. Hy gaan wag vir die woord. En die woord is Jesus Christus. Amen. Hy wag vir die woord. And then God said, let there be light, and it took a while, and then there was light. Nee. He said, let there be light, and there was light. Klaar. Wat God sê, dis daar. Maar wanneer jy praat wat God praat, wanneer jy volgens God se woord praat, wanneer jy volgens God se wil praat, wanneer jy jou mond oopmaak en die duiwels hoor die Here wat praat. Wat doen hulle? Maar die Gees wat hoor, jy praat die woord. Die Gees van God sal hy woord vat en dit sal 30, 60, 100voudige oes voortbring. Maar iemand gaan die woord vat, of die Heilige Gees, of die duiwel. So praat jy gemors, jy trek ons daai demone wat sê, hey, hy praat ons my taal. Julle daai sin mos al gehoor, né? En jy praat daai negativiteit die hele tyd. Ja, maar ek moet eerlik wees. Okay, jy moet eerlik wees, maar dan aan die einde van die dag beter jy sê, wie eer jy? Eer jy die waarheid of eer jy die feite? Jy moet eerlik wees, maar jy moet in die waarheid wandel. In eerlikheid moet jy jou meeste van die tyd bekeer, sodat jy in die waarheid wandel, en nie in jou eerlikheid wandel nie. Maar eerlikheid staan jy by die kruis van Christus, en jy lê neer, en jy vat die guts om eerlik te wees met jouself. Maar dan vat jy die waarheid wat jou vry maak, en die Heilige Gees saam met die waarheid, daarin wandel jy, en jy sal 'n aanbidder van God wees in gees en in waarheid. Dit sal jou lewenstyl wees. Aanbidder. Wat beteken dit? Jou fokus is God. Wie is 'n aanbidder? Iemand wat getrek word na God, wat gefokus is op God, wat 'n begeerte het na God, wat meer van hom, minder van jouself. En dit wat môre sal gebeur. Iemand wat verstaan, Heilige Gees help my hoe om te groei in my aanbiddingslewe. Hoe moet ek, wat is my strategie? Wat is die strategie om te groei as 'n aanbidder? Jy het jou werk in die kombuis, Martha, maar hoe beplan jy om by die voete van Jesus te sit? En dit beteken nie net tyd met God nie. Dit beteken, hoe gaan ek môre meer op U kan fokus in my werk? Hoe kan ek meer op U fokus in my verhoudinge, in my denke, in my planne, in my uitdagings? Hoe gaan ek meer op U kan fokus? Gaan sit by Heilige Gees. En vra hom dit, prakties. En hy gaan vir jou woord gee, oor hoe jy kan groei. En dit waarvoor God jou geskaap het om te wees. En jy ervaar en die Heilige Gees wys jou, en hierdie week gaan daar uitdagings wees, maar jy het 'n geleentheid om my te aanbid, ten spyte van. Soos wat een keer het gebeur het, wat ek, toe ek nou kom Bybelskool, tweede jaar studeer, en ek was in die army, en fantastiese tyd beleef, jaar en 'n half, en hy daar was sanggroep, en die evangelie gesing, en gepreek, en getuig, en hordes na die Here toe gelei, en toe my mediese beers afgeberg, en kom terug, en ek gaan vas vir 'n week, en ek sê, Here, hoe lyk die pad vorentoe? Weet jy, toe God nie net my gepraat oor watter vakke moet ek studeer, waar gaan ek bly, hoe gaan die geld kom, of hoe gaan die geld nie kom nie. Hy het gepraat oor my hart, hy het my gepraat oor ek en hom, hoe sekere groei moet plaasvind. Hallo? Julle weet mos. Hy het vir my genoem dat mense my in die rug gaan steek, en dit gaan gebeur, en dat gaan gebeur, en dat gaan gebeur, en hy het vir my gevra, hoe gaan jy reageer? Nie, hy gaan my beskerm, en seker maak dat hulle dit nie doen nie. Hy het vir my gevra, hoe gaan ek reageer? En ek moes my hart uitsorteer voor die tyd. Sodat toe ek hier kom, en belaglike stories rondloop, met die ouens wat kwaad was daar in Pretoria, omdat ek daar nou weg is, en hierna toe teruggekom het. En daar was net 'n paar leiers wat gesê het, maar nee, dis nie, hulle vat dit nie, dis nie die waarheid nie. En later het 'n klompie ouens gekom en gesê, ek jammer, ek het 'n klomp rabbies geglo. Dat jy net rondgaan van kerk tot kerk en net maak wat jy wil en 'n rebel is en weet nie wat als nie. Super spiritual met dit en dan dat. Maar die Here wou my toets. Dit was nie net 'n aanval van die duiwel nie.
Dit was 'n situasie waar God jaloers was dat my hart op hom is. Ek kom hiernatoe omdat hy met my hier wil wees. Om geen ander rede nie. Daar waar hy is, daar moet ek wees. Iemand my dien, laat hom my volg. Waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Sê Johannes 12, né? Is ons nog met mekaar? My broer, my sis, wat maak jy? Wat maak jy in die tyd van Jesus, wat sê, dit gaan gebeur, maar nog nie, maar dan gaan ek kom. Ek kom gou, maar ek kom nie nou nie. Ek kom gou beteken, ek kom nie nou nie. Ek gaan nie nou kom nie. Maar wat ek van jou verwag in die tyd wanneer ek nog nie gaan kom nie, as jy die woord sal bewaar, en dat jy die woord sal doen. Want alles gaan getoets word, jou werk gaan getoets word. Is ons nog hierso? Hy sê in vers 13 actually, of vers 14, salig is die wat sy gebooie doen. In vers 14 na vers 12, wat sy gebooie doen. So doen die woord. Ek bewaar die woord, ek doen die woord. Dit is wat gebeur wanneer iets nog nie gebeur nie. Dit wat die grootste ding is wat jy wil hê wat moet gebeur, terwyl dit nog nie gebeur nie, is hierdie die dinge wat jy wel doen. Amen. Van die volgende ene. En die gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Dit is nou ook nog in die laaste hoofstuk, waar die konteks, die tema van die laaste hoofstuk is, kyk ek kom gou. Kyk ek kom gou. Die derde ding wat van toepassing is, as 'n opdrag tot ons in die laaste hoofstuk van die Bybel, in die laaste hoofstuk van Openbaring, is dat jy sal praat die woord. Kom ons sê, verkondig die woord. Dis nommer 3, verkondig die woord. Terwyl Jesus nou nog nie gekom het nie, terwyl jy nog sekere deurbrake nie het nie, terwyl jy wag vir sekere goed om te gebeur, is jy veronderstel om saam met die Heilige Gees, nie net te sê, kom Jesus, kom nie, maar hierdie word gepraat tot mense, en die Gees en die bruid sê, kom. Die bruid, die kerk, die uitgeroepenis. Jy het vandag 'n roeping, dat vanmiddag wil die Heilige Gees vir mense sê, hierdie week wil die Heilige Gees vir mense sê, om te kom na die Vader, om te kom na die Here, om te kom na die woord, om reg te maak. Die Heilige Gees wil dit sê, maar gaan jy daar beskikbaar wees, dat jy saam met die Heilige Gees praat? Of saam met watter gees gaan jy praat? Want jy gaan saam met 'n gees praat, of ek en jy nou wil of nie. Jy gaan saam met 'n gees praat. Dis nie net jy wat alleen gaan praat nie. Klaar. So jy gaan met hierdie gees van performance, of hierdie gees van stres, of hierdie gees van wat ook al praat, of jy gaan saam met die Heilige Gees praat. En ek praat nie van, ons moet hierdie bestelling doen hier by die werk. Nou is dit nou die duiwel wat saam met my praat, want ek fokus nie om vir mense te vertel van Jesus nie. Wat jy doen, moet jy in getrouheid doen. So daai bestelling, daai werk, daai skoonmaak, daai bou van wat ook al jy moet bou, moet alles asof vir die Here wees. Amen. En dan sit jy in die Gees wat saampraat, want jou werk getuig. Jou werk getuig, jou besluite getuig, jou strategieë getuig van die wysheid van God, van die leiding van God. Hoe jy dit doen, getuig van jy doen dit asof vir die Here. Amen. Maar ergens gaan die naam van Jesus op jou lippe wees in die proses, wat jy die eer gaan gee, vir die strategie. Amen. Dis nou alles terwyl sekere goede nog nie gebeur nie, terwyl sekere deurbrake nog nie daar is nie. Is dit wat God van jou verwag? Dat wanneer daar sekere dinge nog nie gebeur het nie, dat jy in die Gees mense sal roep. Dat die uitnodiging deur jou lewe bekend sal wees. Die uitnodiging om tot die Vader te gaan is bekend deur jou lewe, want jy in die Gees getuig saam. In die Gees en die bruid sê kom.
My broer my sê, jy en 'n gees sê iets. Klaar. Daar's 'n gees wat saam met jou praat. Soos wat jy hier sit, gee daai gees vir jou die woorde. Hoopelik die Heilige Gees. Amen. Maar jy besluit as jy uitstap om te sê, ek en die gees gaan saam praat. Hierdie week. Nie ek en 'n ander demoon nie. En Heilige Gees wys my, as ek saam praat, die taal van die gees van bitterheid, as ek die taal praat van die demoon van neerslagtigheid, die taal praat van die demoon van negativiteit, die demoon van oordeel, die demoon van godsdienstigheid, as ek met daai bose geeste saam praat, wys my Heilige Gees, asseblief. En as ek hierdie taal leer ken, dan gaan ek sien, maar daai taal is nie volgens hierdie taal nie. Ek kry nie daai woord in Afrikaans nie, hy is net in Chinees. Daai woord bestaan net in Chinees. Dit is nie 'n Afrikaanse woord nie. So daar's sekere woorde van bitterheid of van dit of van negativiteit of van wat ook al of whatever. Daar is nie so 'n woord in hierdie taal nie. Leer ken die taal. Hallo? Sodat jy saam met die Heilige Gees kan praat, want die Heilige Gees gaan net hierdie taal praat. Hy gaan net reageer op hierdie taal. Hy gaan net reageer op hierdie taal, die woord van God. Maar as baie ander boekies, en as jy met daai taal praat, daai taal, van skeptisme of dit of dat, die glas is die heeltyd net half leeg, nooit half vol nie. Oké, jy trek daai gees en hy het vir jou 'n mooi boek, hy sal jou die taal leer. Hy sal jou die taal leer. Hy sal die taal verduidelik. Hoekom jy jou hart moet toewees? Hoekom jy niemand moet vertrou nie? Hy sal jou die taal leer en jy gaan al hoe meer, jy het al gesien, as daar 'n ergie is, as daar 'n bitterheid is, al hoe meer kan jy praat oor die saak as 'n regverdiging, hoekom jy bitter is en hoekom jy bitter gaan bly. Want daai gees leer vir jou die taal van bitterheid. Daai gees leer vir jou die taal van compromise. Jy was lekker warm vir die Here en jy dit en dat en dat. Maar ewe skielik is daar 'n selfregverdiging, want jy het nou 'n bietjie gekalmeer. Jy het nou 'n bietjie meer volwasse geword. Of ja, maar dis te besig. En daai regverdiging van hoekom ek nie meer met 'n passie met iemand net kan praat en hom kan nooi en sê, weet jy, kom self. Kom saam, ons kom bietjie by mekaar en of hom net stryd vra, hoe gaan dit met jou en die Here? Ken jy die Here? Vroeger, hoekom nie vandag nie? Iemand praat met jou met 'n sekere taal oor hoekom nie. En hoe meer jy na hom luister, hoe meer gaan daai gees vir jou die taal leer oor hoekom jy regtig nie eintlik met mense kan praat oor Jesus nie. Oor hoekom regtig dit nie gaan gebeur nie. Maar soos dit, want dis net copycat, want daar's net een waarheid. Want as ek die waarheid vat, en ek spreek die waarheid, en ek sê en ek lees die waarheid, en ek bely die waarheid, ek verstaan dit nie, wat gaan Heilige Gees doen? Hy gaan vir jou die taal verduidelik. Hy gaan vir jou wys hoe om die taal te gebruik, hoe om jou sinne aan mekaar te sit. Regte tenses. Wat was, wat is en wat gaan kom? Hallo? En wie is en hoeveel is betrokke? Hy gaan vir jou die taal verduidelik, maar een of ander gees verduidelik vandag vir jou 'n taal. Want jy is in kommunikasie. Right, die skrif sê, hou geen gemeenskap met duiwels nie, maar met die Heilige Gees alleen. Heilige Gees sal kom met Jesus en sê, hy sal nie uit homself spreek nie. Hy sal jou laat onthou my woorde en hy sal dit aan jou verduidelik. Dis wat Heilige Gees sal doen. My broer, my sis, dis alles in die tyd wanneer sekere dinge nog nie gebeur nie. Maar terwyl dinge nog nie gebeur nie, kan ek besluit, hierdie gees van frustrasie gaan vir my 'n taal gee oor hoekom hierdie goed nog nie gebeur nie, of hoekom hierdie goed nog nie gebeur nie. Ek is net rustig, want ek wag. En 'n goeie geestelike misleiding is, ek wag, en as dit gebeur, dan gaan ek. As daai deur oopgaan, dan weet ek dis die Here.
So hy moet die deure oopmaak, hy moet dit. Hy is die deur. Jy kyk waar is hy, en jy maak jou oë oop onder leiding van die Gees en die woord, en kyk waar is hy, want hy is die deur. Jy order hom nie om deure oop te maak en toe te maak nie. Hallo. You are not the king and he the, wat noem jy die deurwagter? Baie jammer. Is ons met mekaar, maar jy kyk waar is hy, en jy kyk in die woord, en dan kyk jy waar is hy, en hy is jou geleentheid, hy is die deur van die skape. Amen. Is ons met mekaar? Ok, so, verkondig die woord. Eerste een was wat? Bewaar die woord. Tweede een, werk die woord, werk saam met die woord. Tweede een, derde een, verkondig die woord. En dan kry ons by die heel laaste 2 verse. Hy wat het getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Amen. Ja, kom Here Jesus. Hy wat het getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Ja, kom Here Jesus. Wat is daai laaste sin? My broer, my sit, my sis, bid die woord. Bid die woord. Bid die woord met 'n verwagting. Die laaste paar woorde, dit is jy wat praat. Ja, kom Here Jesus. Kom ons sê, ja, kom Here Jesus. Maar in beginsel deur sy Gees, net nou, ja, kom Here Jesus in my emosies asseblief. Ja, kom Here Jesus in my gedagtes. Ja, kom Here Jesus in my besigheid. Ja, kom Here Jesus in my gesin. Ja, kom Here Jesus in dit wat ek droom, dit wat ek dink. Ja, kom Here Jesus in my opinies, in my persepsies van mense en persepsie van myself. Ja, kom Here Jesus. Want deur u Gees het u begeerte om vandag daar in daardie area te kom in my lewe, deur u Gees, Eendag in die volheid. Eendag wanneer daar geen uitdaging meer gaan wees nie. Eendag wanneer ek niks meer hoef teen te staan soos my vlees en vrees en spanning en al die goed. Eendag, dis die in die volkomenheid van die tyd. Wanneer hy die einde is. Hy was die begin, is die begin en hy gaan die einde wees. Hy is die einde. Daai dag, yes, alles volmaak, fantasties, perfek, volmaak, asemrowend. Maar môre deur sy Gees wil die woord werk, sodat daar meer van hom, minder van jou is. Ja, kom Here Jesus, in daai dag, maar ek nooi u uit vandag. Jy nooi hom uit soos wat jy hier sit, en soos wat jy hier sit, wanneer jy die woord hoor, verander jy. Nou verander dinge daar in jou binnekant. Nou is dit die oomblik wanneer jou gees die wakkerste is. Wanneer jou gees saam met die Heilige Gees werk. Soos wat ons hier sit. Jy gaan net nou werk, jy gaan in die week werk. Maar weet jy, aan die einde van die dag, die genuine jy, wanneer daar die meeste kere wanneer jy, die genuine jy werk, is wanneer die woord en die Heilige Gees en jou gees werk. So op hierdie stadium sit jou liggaam, as ek reg kyk, maar jou gees is veronderstel om te werk meer as môre wanneer jy 'n klomp uitdagings het. Is jou gees veronderstel om te werk, saam met die Heilige Gees, saam met die woord, en jou siel in lyn te kry, en te ontvang die woord, en te vat in jou kop, sê ek lê daai neer in Jesus naam, Here vergeef my vir daardie, en jy bou. Wat is daai ander ding, wat jy bou, Tetris, wat goed, op die, daar so 'n game ons. Ja, daai ding. Maar, so, hier word gebou hier binne. Build in the spirit. Dis 'n woordbeginsel. Bou in die gees. Bou 'n huis op die rots. Wanneer bou jy hom? Veral nou. Nou. As jy huis toe gaan en sê, jy het nie geluister na die woord nie, nee. Jy het huis gebou. Kom ons sê, ek bou 'n huis. Ek luister nie net na die woord. So my boet, my asseblief, wees 'n wyse bouer. Nie 'n stupid, wat sê oor 'n dwaase bouer nie. Wees 'n wyse bouer. En bou. Wanneer jy die woord hoor, dan wil Heilige Gees bou. Maak die construction site oop. Wat is dit in Afrikaans?
daai plek, maak hom oop. Hierdie is 'n construction site, en dit kan baie keer rof lyk. Ja, gesien sekere construction sites. Jo. Vat maar die rabbies weg, want môre oormôre is jy in gedagte, dan bou jy met daai gemorsteen. Dan bou jy met daai gemors wat daar rond lê. Maak die plek skoon van al die rabbies, sodat net boumateriaal daar kan lê. Waar gaan ek nou heen? Julle is met my. Hierdie sy paadjie nou. Maak daai die bou terrein, man. Maak die bouterrein skoon, dankie. Sodat jy effektief kan bou. Anders moet jy die hele tyd skoon maak, want dit is altyd rubbish, dit is altyd gemors. En as jy nou tussen die gemors moet krap oor waar is die goed waarmee ek moet bou. Dis nou om 'n man mos nou moedeloos oordentlik te maak. Ruim op. Sê vir jou buurman, ruim dit op. Okay, as jy iemand nie langs jou sit nie, dan sê dit vir my, ruim op. Okay, so come on guys, kom ons ruim op, dit wat in die harte, dit wat in die gemoed, dit wat oral aangaan, sodat ons saam met God kan bou. So tyd en wyl wat gebeur, aan die einde moet die gebou klaar wees. Jesus kom, en dan moet hy welkom wees in die woning van die Vader. Hallo. Dus ons met mekaar. Jesus bou sy kerk. Bou jy saam met hom. Maar maak skoon. Met al die gemors wat rond lê. Okay, sodat jy effektief saam met hom kan bou. En in hierdie oomblik kan bou. Maar as jy besig in jou kop met tee breek. Want hierdie ou, kom kyk, hier soos hierdie ou, hy moet werk. Hy's op die bouterrein. Hy moet werk. Maar weet jy, hier so sy pel kom sê, hey, my brother. En daar staan hulle albei en vat 'n bier en kuier eers en die ou wat daar in beheer is, wat gaan hy van daai ou dink? Of wat gaan hy vir hom sê? Of hy gaan hom fire, hy gaan hom 'n waarskuwing gee, maar hy gaan dit nie net so aanvaar nie, nee. Kyk, gaan hang rond op 'n ander plek. Gaan hang rond op 'n ander plek. Maar hoekom mag dit in die gees gebeur? Hoekom mag dit gebeur dat wanneer ons nou rondom die woord sit, my gedagtes kan maar hier wees, ek kan hier so chill in my kop oor daai saak, ek kan hier so maar sit en my lunch eet, 10:00 in die oggend, whenever, ek kan maak wat ek eintlik maar wil, en so hier en daar, gaan ek 3 bakstene lê, of ek gaan 5 afbreek, wat ek sien toe, in die proses ek het skeef gebou. Is julle met my? Is julle met my? Vra die Here om jou te help. Vra die Here om jou te help. Ek het lekker gelag. Ek weet nie of ek het mag sê nie, maar toe ons hier gebou het, nou die ouens wat gebou het, was skillful. Ek bedoel, daar's nie 'n manier, ek kan nie 5% doen van wat hulle kan doen nie. Maar partykeer dat ek vir die Heilige Gees sê, gee my net 'n oog. Dan kom my ou in en dan sit nou halfpad. Kyk, maar daai ene wat daar, en dit, en daai. Kyk jy om my so aan. Maar, en op die ou en, na julle ruk, ja, dit was die 3 dinge wat verkeerd was. Ek weet niks, man. Ek weet niks van bou nie. Ek dink een keer in my lewe so 4 stene op mekaar gesit en dit was dit. Maar dit het net maar ek het gesê, Here, help my gee my 'n oog. Gee my 'n oog met van die, want ons het nie tyd om te mors. Die gangetjie, en ek sê die gangetjie is skeef. En ons het 'n goeie geseënde tyd saam. En op die ou bring die waterpas. Gangetjie is skeef. Die muur. Ek sê, ons los dit nou net, die skool kan 'n skewe gang hê. Ons het nou lus vir moeilikheid nie, ons het nou klaar die gang, die mure is nou klaar gebou. Daar was 'n man saam met my, wat baie gehelp het en baie opsig gedaan, Pretoria, ek kan sy naam sê as 'n ingenieur, maar hy het die dinge presies gedoen. So ek loop toe, ek moes toe nou gaan, maar ek weet toe daan staan by.
So toe weet ek mos nou wat gaan gebeur. By daan die dinge loop reg. So die volgende dag, toe sien ek nee, die muur is afgebreek. Maar en toe gaan ons nou maar die muur weer oorbou. My broer en my sis, is ek kamptig so slim? Nee. Die stupidste sal wees, is as ek myself slim hou. Oh, what a fool. As ek nou maak, as ek nou hierdie slim ou is, wat nou alles. Dit sal nou 'n fool wees. Maar Here, gee vir my 'n oog, waar om in my lewe te kyk. Hier's 'n kraak. Hierdie steen is verkeerd gelê. Hierdie muur is net effens skeef. Jy kan hom nie eintlik 100% sê nie, maar werk daaraan nou. Nee, die Here wil net al die foute point. Nee, hy wil nie. Hy wil nie, maar hy weet wat jy kan doen. Hy weet hoe excellent jy kan bou. Hy weet jy kan 'n fantastiese lewe bou vir jou vrou, jou kinders, jou kleinkinders. Hy weet jy kan iets great vir hom en saam met hom doen. Hallo. Wanneer? In die tyd wanneer daar nog nie dit is nie, wanneer die skool nog nie hier is nie, wanneer sekere dinge nog nie klaar is nie. Wat doen jy in daardie tyd? Kom Here Jesus, kom. Vandag meer van U, minder van my. Help my om akkuraat te bou, dat daar meer van U is, minder van my is. Ja, kom Here Jesus, bid die woord, my broer, my sis, bid die woord. Hallo? Het ons hierdie 4? Wat was die 4 nou weer gewees? Eerste een is, bewaar die woord, is meer as net onthou. Vat dit, maak dit kosbaar. Sit jou hart in dit, sit die woord in jou hart in die woord. Tweede een, werk die woord, werk volgens die woord. Jy reageer nie sommer net nie. Jy werk volgens die woord, want jy spreek die woord en die woord werk. Amen. Die derde een is, verkondig die woord. Hoekom? Want dit is wat jy gaan doen saam met die Heilige Gees. Jy gaan 'n woord praat en 'n Gees gaan saam met jou praat, maar laat dit eerder die woord van God wees, want dan gaan dit die Heilige Gees wees wat saam met jou praat. En laastens, bid die woord. En aan die einde van die dag, die opsomming van jou gebed, is dat daar meer van God sal kom in jou lewe en minder van jouself. Meer van God in jou emosies, meer van God in jou denke, meer van God in jou besigheid, meer van God in jou finansies en alles. Sodat jy kan sê, die lewe is Christus, die sterwe is wins. Amen. Okay. Alright, dis die eerste een. Die tweede een is wat? Hier gaat ons. Matteus, as almal kan oopmaak daar so by Matteus. Ek het nou die notas die ander kant. Matteus 24. Ons gaan nie lank wees nie. Maar dis nog nie die einde nie. Okay. Want julle is besig om te bou. Amen. Julle is besig om te bou. Baie keer ouens as ek voorberei, dan is die tyd wat ek moet toelaat dat God my bou. En dan is dit baie keer, Here, ek moet dit sê, maar hierdie ding werk nou nog nie so lekker in my lewe nie. Meer as 10% van die keer. Kom ons sê meer as 80% van die keer. Ontspan. Wat ek net sê, die woord moet eers hier binne werk. Maar dit beteken nie, hy het nou klaar gewerk nie. Hallo. Maar adresseer jouself met die woord in jou tyd alleen met God. Adresseer jouself met die woord. As jy die woord sien, dan is dit soos, dit is die waterpas, dit is die alignment, dit is die maatband, dit is die meetinstrumente, die woord. So as jy hierso sien 'n woord, as jy hoor 'n woord, dan kyk jy in jou lewe in. En jy is 'n bouer, en jy word 'n bouer. Amen. Is ons met mekaar? Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op dat niemand julle mislei nie. Ek lees sommer net verder aan vers 5 en 6. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Misleiding sal kom wanneer? In die tyd wat sekere dinge nog nie gebeur nie. Kom ek probeer dit weer sê. Misleiding gebeur wanneer? In die tyd wanneer sekere dinge nog nie gebeur nie. Dis die tyd wat Satan glo die meeste misleiding kan kom. En in die eindtyd, wanneer dit so naby is, maar is nog nie. Dis nog nie. Die Bybel praat hier so 'n hele paar plekke
wat hy self praat van iets like birth pangs, die geboortepyne. En dit is, as ek nou reg verstaan, van baie ma's in die verlede en 'n paar van in hierdie tyd, in die volgende week of 3, hierso aan die einde, nog nie. Maar die woord nog nie word 'n intense woord, nog nie. Ek het gedink, die kind gaan kom vandag en nog nie. Die dokter sê nog nie. Ons het gegaan hospitaal toe, maar nog nie. Ons is terug. Hallo? So die intensiteit in die wêreld en met die kerk en met miljoene wat hel toe gaan. Die intensiteit word groter en groter oor dis nog nie. Dis nog nie. Dis nog nie. En dis net met die profetiese rede oor die eindtyd, waar daar so baie keer Jesus sal sê, nog nie. Dit gaan gebeur, maar is nog nie die einde nie. Hierdie gaan gebeur, maar is nog nie die einde nie. En dan 'n hele klomp plekke, en Paulus ook wat dan praat van, so hoe moet jy nou optree, terwyl dit nog nie gebeur het nie? Gaan kyk asseblief na dit. Ons het selfs 'n reeks of 2 oor dit gedoen. Maar dan sê hy, en baie sal die mense wil mislei. Deur dit hulle sê, wat? Dis nie moeite werd om die Here te dien nie. Nee, deur dit mense sê, ek is die Christus. So daar gaan soveel stemme wees, wat vir jou kan sê, maar dit is die gesalfde een. Dit is die Messias. Hier is die antwoord. Daar is die antwoord. En die misleiding gaan dit wees, want dit moet nou gebeur. Dit moet nou gebeur. Hallo? En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, almal sê pas op. Moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Maar dit is baie belangrik vir jou om te verstaan wat gaan in die wêreld gebeur, maar jy moet nog meer weet wat moet in jou gebeur, wanneer dit nog nie die einde is nie. Een nasie sal teen die ander opstaan en een koninkryk teen die ander en daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. En baie sê die begin van die einde. Dan gaan ons hierso na vers 13 toe. Maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. Die einde wanneer alles dan verby is. Maar dit is nog nie die einde nie. En hoe gaan jy moet optree? Jy moet volhard. Volhard in wat? Het help nie, jy sê ek sal volhard, maar jy weet nie waarom moet jy volhard nie. Baie ouens, ek weet nie of jy al gesien het nie, dan het iets lelik gebeur in die persoon se lewe, 25 jaar oud. En hy sal volhard in daai issue en daai bitterheid en op die ouend sterf daai persoon hierso op 80, hierdie bitter siel, wat jy sommer die bitterheid in die gesig kan sien, in die woorde, in die stemtoon, in die als, in wat gepraat word, in hoe gepraat word. Ja. So volhard in wat? Volhard in daai bitterheid, volhard in daai opinie, volhard in daai wat, of volhard om saam met God te wandel, volhard in die woord, volhard om te verander, volhard om te verander, sodat daar meer van hom minder van jou is, volhard om meer sensitief te wees in die gees, volhard om van heerlikheid tot heerlikheid, van krag tot krag te groei, al word die uiterlike mens, al vergaan die uiterlike mens, sê die skrif. Waarin volhard jy? Dat jy in die skoonheid van God, na meer van die skoonheid van God, na meer van die skoonheid van God, dit is van heerlikheid tot heerlikheid sal groei. Amen. Gaan kry vir jou definisie, van, waarin gaan jy môre volhard? Terwyl jy hier sit, gaan jy volhard in selfregverdiging, gaan jy volhard in dat jy woord hoor, maar dit gaan bietjie verby. Dis nou nie eintlik julle nie, maar hallo. Waarin kies jy om te volhard, en hoe loop jy hier uit om te sê, ek gaan nie meer in dit volhard nie, maar ek gaan volhard in dit wat ek vir myself sê, ek gaan meer by die woord uitkom. En al voel jy het dit al 15 keer, jy het dit al 100 keer gesê, ek maak 'n keuse om meer by die woord uit te kom, om meer by God uit te kom, om meer te sit, om meer om net te aanbid. En dan het dit nie gewerk nie.
Gaan jy volhard om daai leuns en veroordeling van die vyand te glo? Dis dan jou keuse vandag. Dis jou keuse. Ek sal volhard om die regverdiging of die veroordeling te vat, dat ek het al soveel keer probeer, en daai nuwejaarsvoorneme het nie gewerk nie. Volhard dan in dit, maar jy gaan in iets volhard. Jy maak 'n keuse om wanneer die woord oopgaan, wanneer jy 'n woord van iemand hoor, of van 'n gees hoor, maak jy 'n keuse om in iets meer te volhard. Wanneer ek besluit om nie na die woord te luister nie, maak ek 'n keuse. Ek maak 'n keuse om te volhard in, ek weet nie, apathy, is dit die woord, ek weet nie, wat is dit nie. Ek kies om te volhard, dat die woord nie regtig my gaan aanraak nie. Ek kies om maar te volhard, dat ek kan die woord hoor, maar ek het maar net gehoor. Dit het nie my geraak en verander nie. Ek volhard maar daarin, soos wat ek op 14-jarige ouderdom nou maar in die kerk gesit het, want ek moet eintlik maar daar sit. Daai besluit, jy is nou nie meer tiener nie, maar nog in jou kop is dit, ek moet kerk toe gaan. En die 14-jarige attitude eintlik gebeur nou net deur 'n 40-jarige persoon. Maar in plaas daarvan, Heilige Gees wys my, wat gaan hier binne aan? En ek verander. Ek gaan nie meer volhard in hierdie gesindheid nie. Ek gaan nie meer vashou aan hierdie ding nie, nee. Wanneer gebeur dit? In die tyd wanneer sekere dinge nie gebeur nie. In die tyd wanneer die deurbraak nie daar is nie. In die tyd wanneer ons nog nie oor die Jordaan trek nie. Dan gebeur al hierdie dinge. Volgens Openbaring 22, laaste boek. Alright, is ons nog met mekaar? En dan sê hy, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word, in vers 14, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan, almal sê dan, almal sê dan sal die einde kom. Dan sal die einde kom. As jy wil praat van die einde, as jy wil praat van deurbraak, dan praat jy van die evangelie is verkondig. As jy wil praat van daar's 'n einde aan daardie saak in jou lewe, dan beteken dit is daai saak gesous met die evangelie. Is daai saak ingesluk deur die evangelie, wil ek amper sê. Het jy daai saak in jou lewe toegemaak met die evangelie? Dis wanneer God sê, daar kan 'n einde aan daardie saak kom. Wanneer die woord van God vervul is oor jou lewe aangaande jou besigheid. Wanneer die woord van God vervul is oor jou vrou, oor jou man, wanneer die woord vervul is, dan is daar 'n einde aan die saak. Maar as die woord van God nie vervul is nie, dan is daar nie 'n einde aan daardie saak nie. Is ons met mekaar? So party goed wat in ons lewe aangaan, is daar nog nie 'n deurbraak nie, is daar nog nie 'n einde nie, want ek laat nie die woord toe om 'n einde aan dit te bring nie. So dis baie goed wat daar nog nie 'n einde is nie, wat ek moet getrou wees, ek moet die woord bewaar, ek moet die woord praat, ek moet die woord bid, ek moet die woord spreek. Maar daar's 'n paar goed wat die vyand jou probeer knak, en sal wil knak. Waar dit nie God is nie, maar jou vlees en my vlees. Wat praat met daai geesies, ander goed, ander gemors. Totdat ek die woord inbring, en dat die oomblik wanneer die woord vervul is, in daardie area van jou lewe, is dit die einde. Is dit die einde. Die evangelie, wanneer die evangelie in al die nasies is, oral, dan sal die einde kom. Bring die woord van God in elke area van jou lewe. Want aan sekere goed wat aangaan in my en jou lewe, moet daar nou 'n einde kom. Maar daar gebeur 'n klomp goedjies in daai area, want ek vat nie daai woord. En ek en jy weet, die Here het al met ons gepraat oor sekere goed, en dan besluit ons, en dan glo ons dit, en dan probeer ons dit, maar die einde kom net nie. Maar ergens moet ek besluit, ek trek nou daai streep in Jesus naam. En ek gaan
Net die woord skree op die vyand. Ek gaan die woord skree tot my vlees. Ek gaan die woord skree tot my gemoed, wat vir ander stemme wil luister. Maar ek gaan die woord vat en daar gaan 'n einde kom aan hierdie saak. En net die woord kan die einde bring. Amen. Is ons met mekaar. Daar sê hy. Volgende een. Hier gaan ons. Romeine. Daar is so 7, maar ek dink ek gaan maar by 3 stop. Halleluja. Okay. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. My broer en sis, julle ken daai hele gedeelte, ons het baie gepraat ook, dink ek daaroor, oor die hele skepping sug, daar soos 'n sug, daar soos die skepping is onderworpe aan nietigheid, geonderworpe aan dit wat kan vernietig. So vernietiging werk daar buite. Die nasies gaan mekaar vernietig, jou vlees gaan jou vernietig, die kerk, godsdienstigheid gaan mekaar vernietig, in Jesus naam, ek spreek dit nie, dit gaan nie gebeur nie, maar dit is wat gaan gebeur, met sekere dinge, wat moet gebeur daar buite. Terwyl by die kerk is dit nie veronderstel om te gebeur nie, maar daar is 'n vernietiging, daar is 'n destruktiewe energie, dat die mens het die vermoë om fantasties te wees in hoe om iets te vernietig. Ons weet hoe om 'n ding op te mors. Ongelukkig. En daai vernietiging gaan werk, maar vir elkeen wat in God glo, vir elkeen waar God in jou lewe is, jy in God en hy in jou, elkeen wat op die woord begin staan, gaan daar 'n sig kom, want jy kom teen daai gees van vernietiging. Teen daai gees van vernietiging, jy kom met wat? Met dit wat gebore gaan word, en geboorte vat 'n proses. Never mind 9 maande, ja. Maar daar's 'n proses, daar's 'n proses, daar's 'n proses. En as ek gaan fokus op die vernietiging, dan gaan ek redelik moedeloos kan raak. Maar as ek verstaan, daar word kosbaar uit die hemel gebore, on earth as it is in heaven, in and through your life. Dis wat jy moet bid, en op die aarde soos in die hemel. Soos wat dit daar in die hemel is, laat dit so op die aarde wees. Is ons met mekaar? Soos wat God vir jou beplan het, soos wat God vir jou, oor jou gedroom het in jou lewe, vir jou lewe en oor jou lewe. Laat daai drome realiteit word hier. Hoe jy in gebed jou lewe voor God bring. Maar in die midde van wat? In die midde van dit wat vernietigend is. En daarom is daar 'n sig, want dis kragte teen mekaar, duisternis en lig teen mekaar. Maar almal wag vir die openbaarmaking van die spanleiers, né? So wat ons altyd sê, die kapteins van die spanne, die kapteins, en almal sit rond en wag vir die kapteins om op te staan en te sê, dis wat nou gaan gebeur, jy dit, jy dit, en so gaan ons maak en dan gaan hierdie ding gebeur. Bom! Die kapteins is die seuns van God. Dis die kinders van God wat volwasse geword het, waar dit nie oor hulle self gaan nie, maar waar dit oor God gaan en sy koninkryk. En wanneer ons volwasse word, dan word die seuns van God geopenbaar. Want die seuns van God is, they are consumed with one, and that is the Son of God. So the Son of God will manifest in a Son of God. En waar jy gaan, sal jy met God se strategie inkom. En daar sal the creation will be liberated. Waar is my Afrikaans? Die skepping sal vrygemaak word. Daar waar jy inkom met God se strategie, daar sal 'n vrymaking wees. Ja, dis die antwoord. Ja. Dis nou wysheid van bo daarin. Ja, en iemand lag en sê, waar het jy daai insig gekry? Of waar het jy daai wysheid gekry om so na dit te kyk? Dis al hoe meer 'n seun van God. Wat? Die sig in die skepping, die sig in Bloemfontein, die swaarheid, wat gelig word deur wat? Deur kinders van God wat volwasse word, en as seuns van God opstaan. Maar daar's 'n wag, nog nie, dit gebeur nog nie, maar dit gebeur nog nie, omdat die kerk in baie plekke, in meeste plekke,
nog nie volwasse is nie, maar ek spreek dit nie meer nie. In Jesus naam, dit gaan verander vandag in Jesus naam. Die kerk gaan volwasse word. Maar die skepping sug, die skepping met reikhalsende verlange. Want in die skepping is die beginsels van God en die skepping weet, ons wag vir die kroon van die skepping, om volwasse te word, om op te staan in die naam van die Here, sodat daar 'n vrymaking kan kom. So moenie sê, al hierdie goedjies wat gebeur in Bloemfontein en daar en hier in die land, dis so rof en dis so. Wat gebeur met jou? Hoe volwasse word jy in die Here? Om op te staan en die verskil te maak. En die verskil te maak. Is ons met mekaar? Volgende een. Daar gaan ons. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Iemand wat wil goue barensnoodkreet skree? Niemand. Emil is nie hier nie. Vrou wanneer sy geboorte gee, dan gaan dit so, halleluja, dat is die baba. Nee, daar sê, okay, nee, great, dis hoe dit is. So in gebed is dit hoe mens is mos, nee? Skepping sug tesame in barensnood, want iets moet gebore word. Dit is nog nie, maar dit gaan gebeur. Nog nie, maar dit gaan gebeur. En barensnood praat van 'n positiewe verwagting, positiewe verwagting. Positiewe verwagting. Daai kind is gebore, die ma sê, ek wil nie die kind sien nie, want daai kind het gemaak dat dit swaar was. Daai kind, het vir my, dit was baie pyn, dit was baie seer, so ek wil nie die kind sien nie. Wat 'n vreekie ma gaan dit sê? Hallo. Maar daar's 'n verwagting. En dat ten spyte van dit wat self seer gaan wees, die vreugde wanneer die kind gebore is. Hallo. Ek praat duidelik nou nie van ondervinding nie, maar wat ek so verstaan. Is ons met mekaar? Ag, is julle nog hier? Barensnood, right, let's go. Next one. En nie alleen dit nie, maar ons self ook. Almal sê ons self ook. Wat die eerstelinge van die Gees het, ons wat hierdie verwagting het in die Gees, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Daar gaan 'n sug wees. Mag dit die sug wees in verwagting van dit wat God gaan doen. Mag dit die sug wees wat het doen het met 'n intense fokus vir die geboorte. In die middel van daai geboorte wat nou moet plaasvind, ons span juffrou sê, ag, ek is nou lus vir 'n bietjie koffie en 'n beskuit asseblief. Wil julle nie gou vir my 'n bietjie koffie bring nie, dankie? Daar's nie manier nie. Daar's nie manier nie. Daar's 'n fokus en die skrif sê, al hoe meer in die eindtyd, my broer, my sis, al hoe meer gaan daar 'n fokus kom in die kerk. Al hoe meer hopelik tussen my en jou, en tussen jou en jou familie, en jy en jouself, gaan daar 'n fokus kom op dit wat God wil doen, op dit wat gebore moet word vanuit die hemel hier op aarde. On earth as it is in heaven. En dit is waar jou fokus gaan wees. Nie fokus op al die goedjies wat gebeur en die dit is seker dit en die 666, dit is seker dit. Jou fokus is in die geboorte. Jou fokus is in die geboorte en die sug is nie omdat dit moeilike goed daar buite is nie. Die sug is 'n intense fokus vir die geboorte van dit wat van God af is deur sy kerk in die nasies. Maar so in jou eie lewe. Amen. Amen, is ons nog met mekaar. Ek gaan dit dan hier los. Halleluja. Die Here gaan ons help. Ek is amper by die helfte van die preek daarop. Halleluja. Kyk hoe sug, hulle is sug van verligting. Wat sê ek? My broer, my sis, ek smeek jou, ek vra jou, ek pleit by jou. Asseblief. Wees versigtig, laat ons nie soos dwaase maagde maak in die tyd wat iets nog nie gebeur het nie. Hulle het almal aan die slaap geraak, wyse maagde en dwaase maagde. Hulle het almal aan die slaap geraak. Dis reg, maar die sonde was nie aan die slaap raak nie. Die sonde was, wat het ons gedoen in daardie tyd?
dat toe ons skielik wakker, skielik kom hy soos 'n dief in die nag, skielik, toe daar môre skielik iets gebeur, toe het jy die ekstra olie, want jy was 'n wyse bouer, want jy was 'n wyse maagd. In die tyd toe daar niks skielik gebeur nie, toe ek nie dit nodig gehad het nie, het ek tyd met die woord gevat. In die tyd toe daar nie 'n krisis was nie, het ek gebid. In die tyd toe ek nie moes uitroep en desperaat was nie, was ek in God se teenwoordigheid. In die tyd toe ek nie antwoorde gesoek het nie, het ek in die woord geklim. Dis 'n wyse maagd. Want hy gaan jou moontlik kom in 'n uur wat jy dalk slaap. Maar dan gaan ons nie skaam staan dat die meester het gekom terwyl ons slaap. Nee. Ons sal ingaan. Maar dit hang af wat jy nou doen. Terwyl iets nog nie gebeur het nie. Wat jy nou doen. Here, kom en werk in ons hart asseblief. Here, ons het nie nodig. Vergewe ons Vader, waar ons nie verstaan baie keer hoe om die tyd uit te koop nie. Ja, Here, U wil hê ons moet die lewe saam met U geniet. Dat dit nie 'n ding is net van werk nie, nee. Maar Vader, tog, ek bid dat U elkeen van ons sal help. Vergewe ons. Want ons baie keer die tyd van dit het nog nie gebeur, gevul het met frustrasie, baie keer gevul het met moedeloosheid, gevul het met goed wat nie van U af is nie, Here. Vader, en as ons nou in die nagmaal gaan ingaan, dan wil ons vandag 'n lyn trek om te sê, Here, deur die bloed van Jesus, kom vergewe ons en laat dit môre 'n nuwe dag, nog 'n nuwe dag is, Here. Ons het nog nie daardie deurbrake nie, Here. Maar leer ons, help ons om die geleentheid wat U vir ons môre gee, voluit onsself daarvoor te gee. Ons kies om die woord te bewaar, want U woord is kosbaar. Meer kosbaar as enigiets anderste. Ons kies om U woord te bewaar, Here. Ons kies om U woord te doen. Ons kies om U woord te verkondig. Ons kies om U woord te bid. Laat dit so wees in elkeen van ons lewens asseblief, Here, in Jesus naam vra ons. Amen.